Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na spesiale hoeke. Dit is die hoeke 0 grade, 30 grade, 45, 60 en 90. Ons sê sommer in die begin, ons gaan aanvanklik kil met die 0 en die 90 grade. Ons gaan die video vir jou wys om hierdie twee driehoekies maklik te onthou. Nou een van die reëls van hierdie video wat nou vir jou snaaks sal wees, is 'n interaktiewe video. Dit beteken ek wil hê jy moet saam met my praat. So wat jy doen is jy kyk die video een keer deur en die tweede keer kyk jy hom weer deur en dan praat jy en sê alles agter my aan. Een van die belangrike reëls van 'n driehoek is dat jy moet weet 'n driehoek het 3 sye, 1, 2, 3 en hy driehoeke, daar's 'n kleintjie, daar's 'n grootte en daar's 'n middelslag 1. Jy moet daai woorde ken. Jy moet kan sê dis 'n klein hoekie, 'n groot hoek en 'n middelslaghoek. Middelslag nie so belangrik nie. Klein en groot is wat vir my belangrik is. Dan moet jy sien wat ek sien. Oorkant die kleinste hoekie, oorkant hom lê die kortste sy. Oorkant die grootste hoek lê die langste sy en oorkant die middelslaghoek die middelslag sy. Ek gaan nie oor die middelslag ooit praat nie, maar jy moet dit insien. So ons lees en praat agter my aan. Ons sê oorkant die kleinste hoek lê die kortste sy. Hierdie hoekie is die kleinste en oorkant hom is die kleinste of die kortste sy. Die volgende sin wat jy moet sê is oorkant die grootste hoek lê die langste sy. Jy moet sê oorkant die grootste hoek wat jy hier sien lê die langste sy en jy moet dit sien. En wat nou nie dadelik hier gaan geld nie, is die logika, oorkant ewe groot hoeke lê dan ewe lang sye. Gaan nie nou hier werk nie. Kom ons kyk na 'n ander driehoek. Hier het ek nog 'n driehoekie vir ons geteken. Ons sê oorkant die kleinste hoek lê die kortste sy. So hier is die kleinste hoek, grootste hoek, middelslaghoek. Oorkant die kleinste hoek lê die kortste sy. Hierso, oorkant die grootste hoek lê die langste sy. Nou nie skrik omdat ek die ander hoek uitlos nie. Ons gaan kyk nou na hierdie driehoekie. Hier kan ons sien dat daai hoek en daai hoek is ewe groot. So nou sal die sye wat oorkant hulle lê ewe lank wees, maar van dieselfde storie af. So ons sê net oorkant ewe groot hoeke lê ewe lang sye altyd in meetkunde. In driehoeke. En nou nog een, hier is ons nog 'n driehoek. Hier is aangedui dat al drie hierdie hoeke is ewe groot. Dit beteken die sye teenoor hulle sal almal ewe lank wees. Weer die sinnetjie, oorkant ewe groot hoeke lê ewe lang sye. Indien jy nie verstaan wat ek hier probeer verduidelik het nie, moet jy die video stop en nie verder kyk nie. Nou om die spesiale hoeke se driehoeke te leer. Eerstens moet jy vir my twee driehoeke teken wat soos hierdie lyk. Hierdie een moet 'n kort sytjie hê, 'n lang sy en 'n baie lang skynsy met 'n 90 grade daar. Hulle moet so lyk. Hier moet jy ook 'n 90 grade vir my teken, maar die twee lyntjies moet ewe lank wees en die skynsy daai kant. Ek wys weer vir jou, jy teken twee driehoeke op skaal. Een met 'n kort sytjie, 90 grade lang sy en terug soontoe met jou 90 grade daar. Eenetjie met 'n ewe lank 90 grade daar en maak hom toe. Dis wat jy nou moet doen. Hulle moet op skaal wees soos myne. Nou moet jy die 30 grade, 45 grade en 60 grade hier gaan invul met logika. Die kleinste hoekie wat ek hier sien, sal daai enetjie wees en dis die kleinste nommer wat ek sien. Jou binnehoeke van 'n driehoek sê dan vir jou as daai 30 is en daai is 90, moet daai die 60 wees, so hy gaan soontoe. Dan het ek reeds met ander woorde hierdie ou en hierdie ou gebruik. Nou moet hierdie ou nog net in die geveg inkom. En dis ons nou logies, indien daai lyntjie en daai lyntjie ewe lank is en daai is 90, dan moet daai twee hoeke nou ewe groot wees dat al twee 45 gaan wees. Wat dan so sal lyk. So nou het ek twee driehoekies en al my hoeke is op die regte plekke ingesit in verhouding. Ek het nou net vir ons twee netjiese sketsies gaan oorteken. Ek het gesê, dan moet 'n kort sy, 'n lang sy en 'n baie lang sy wees met 'n 90 grade en toe ons die 30, 60 op die regte plek. Ewe lank 90 en toe die 45, 45. Nou moet ons net die nommertjies kry wat hier inpas en daar is so 'n lekker triek wat ons kan gebruik. En dis hier waar jy nou moet saamwerk. En hier is waar jy nou met jouself moet praat. Jy vra vir jouself, hoeveel verskillende lengtes sye sien ek hier? So ek sien 'n kortetjie, dis 1, 'n langer een en 'n langer een. So hoeveel sye sien jy? Dan moet jy jouself antwoord. Jy vra, hoeveel verskillende lengtes sye sien ek? Dan antwoord jy jouself 3. En dan skryf jy die volgende neer. Hierdie praat jy net, jy skryf niks. Nou skryf jy. Jy het gevra, hoeveel verskillende lengtes sien ek? Toe jy besluit 3. Nou skryf jy onder mekaar 1, 2, 3 en jy sit 'n vierkantswortel om die 3. Nou vat jy jou sakrekenaar en jy werk uit wat is die waarde van die wortel 3 om en by. Nie doodbelangrik nie. En nou vul jy hierdie 3 nommertjies op hierdie prentjie in. Die nommertjie wat die kleinste hier is, gaan jy op die kortste sy skryf, die middelslag op die middelslag en die langste een op die langste sy. En dan moet jy wakker wees. Wortel 3 is die middelslag, 2 is die langste en 1 is die kortste. So die 1 skryf ek op die kortste sy. Wortel 3
is 1,7, so hy is groter as 1, maar kleiner as 2, so hy kom hier. En die grootste een van die getalle, naamlik 2, kom op die langste sy, want hy is mos nou die langste en die grootste. Nou vat ons die volgende prentjie. Ons vra dieselfde vraag, hoeveel verskillende lengte sye sien ek? Wakker wees, ek sien net 2, daar is ewe lang, so dis 1 lengte, en daar is nog 'n lengte, so die antwoord. So hoeveel verskillende lengtes sien ons? Ons sien 2, jy skryf nie hierdie goed nie, maar nou skryf jy. Omdat die antwoord 2 is, skryf jy 1, 2, en sit 'n wortel om die onderste een. Dan druk jy die wortel 2 in die sakrekenaar in, om en by 'n antwoord te kry, dis so 1,4, om te weet watter getal hier is die kleinste of die grootste. Dan sê die kleinste getalletjie op die kortste sy, en die grootste getal op die grootste sy. Omdat al twee hierdie kortsye dieselfde is, gaan hulle 1 wees, en omdat die wortel 2 die grootste getal is, sal hy op die langste sy wees. En daar het jy jou 2 spesiale driehoeke, met die sye op die regte plek, en die lengtes wat jy kan gebruik, om vrae nou te beantwoord. Nou aanvaar ek, jy ken jou triegverhoudings. Jy weet dat sin is T op S, cos is A op S, en tan is T op A, sins, cosas en tanta, en cosec is die ou se maatjie, sec is die ou se maatjie, en cot is die ou se maatjie, net omgekeer. Ek aanvaar dit, weet jy, dis nie doel van hierdie video nie. Ons gou 'n paar sommetjies doen. Hier gaan ek nou redelik vinnig, hulle vra vir ons bereken sin 30 grade, en jy weet dan nou, sin is T op S. So as jy by die 30 grade staan, is hierdie my teenoorstaande wat 1 is, en my skyns is 2, en daarom is die antwoord 1 op 2, die finale antwoord. Ons skryf nie, hierdie is onnodig. Die volgende vraag is dan cos 30 grade. Cos weet ons is A op S, aangrensend op skyns. En indien ek hier by die 30 grade staan, is hierdie my aangrensend en hierdie my skyns. Daarom skryf ek wortel 3 op 2 is die antwoord van cos 30. Nou moet ons tan 30 grade uitwerk. Ons weet dat tan is teenoorstand op aangrensend. As ek hier by die 30 grade staan, is hierdie teenoor die 30 en hierdie is aangrensend aan die 30 en daarom is die finale antwoord dan 1 op wortel 3 vir tan 30. So kan jy nou enige een van die spesiale hoeke met enige een van hierdie 6 verhoudings uitwerk. Die laaste 2 sommetjies van hierdie video, ek het in die begin gesê, ons gaan met die sakrekenaar kul, as hulle vir my 'n 90 of 'n 0 grade vra. So ek het hier geskryf, sin 90 is 1, ek druk letterlik op die sakrekenaar sin 90, dan gee hy vir my 1. En kom ons sê hulle vra vir my cos 0 grade, druk ek in die sakrekenaar cos 0 is gelyk, en dan gaan hy ook vir my 1 gee toevallig. So, enige een van die 30s, 60s en 45s, hardloop ek deur hierdie sisteem in hierdie 2 driehoeke, en alles met 0 en 90 en veelvoude van 90, hardloop ek deur die sakrekenaar met 'n kul. Ek voel nie nou skuldig om te sê ons moet kul nie, want ek sal dit later op my grafieke maklik vir jou kan verduidelik. Toe asseblief of jy van die video gehou het al dan nie, en teken gerus in op die kanaal. Onthou ook, indien daar enige iets in skoolwiskunde is waarmee jy sukkel, kan jy die probleem met 'n WhatsApp foto vir ons aanstuur na hierdie nommer toe. Dan ons die probleem vir jou probeer oplos en so gou as moontlik vir jou 'n antwoord verniet terugstuur. Geniet wiskunde.